Right, Benno, baie dankie man dat jy ingestem het dat ons kan gesels en ek is nou hierso op TikTok ook live. Hulle kan jou nou nie sien op TikTok nie, maar hulle kan jou daarom hoor. Benno is 'n coaching vriend van ons en ek en hy stap 'n lekker pad saam. En hy sal hom nou self bietjie voorstel en sê wat hy doen en hoe dit met hom gaan en al die dinge. En ons gaan net so 'n bietjie vandag lekker praat oor karnivoor en ook oor gesindheid en ingesteldheid, want een ding kan ek nou maar vir jou sê, Benno het 'n baie mooi gesindheid rondom hulle sien net my nek, Benno. Ja, maar daai is jou mooi deel, so nie worry nie. So, miskien, Dan, hoe lyk dit nou? Kan jy my nou heeltemal sien? Of hoe is dit? En miskien moet ek hierdie kamera skuif. Ek weet nie wat is hierdie Facebook se storie nie. Maar in elk geval, ja, so, hoe dit ook al sê, Benno se gesindheid rondom die karnivoor is so goed, en dis hoekom ek hom gevra het om te kom saampraat, om 'n bietjie inspirasie te deel. Jy weet, hy staan op die Mindset Bootcamps en hy praat so lekker saam. En ons is ook nie bang om geestelik te praat nie. Jy weet, as jy nou hoor, Benno is ook nie bang om geestelik te praat nie. En die goeders kom maar by mekaar uit. Jy weet, op die einde van die dag, die fisiese goeders en die geestelike goeders, en die een het 'n invloed op die ander ene. Maar nou ja, kom ons hoor 'n bietjie, Benno, stel jouself gerus voor en dan jy weet, dan kan ons gerus bietjie hoor van waar af is jy, vertel die mense en wat maak jy, wat is jou beroep en so aan. Kobus, baie dankie en dankie aan al die vriende wat so ver ingeskakel het. Ek is Benno Vorster. Ek word Maart hierdie jaar 'n volle 66 jaar oud. Ek is die 5de Februarie hierdie jaar, volgende maand, is ek 43 jaar in die voltydse bediening. Ek is 'n leraar. Ek was al in baie gemeentes in die land. Dank die Here, ek het daarom nie dom kinders gekry nie, stikkende meubels, maar daar nie dom kinders nie. Ek is heiliglik. Ek is die einde April hierdie jaar is ons 10 jaar weer in hierdie gemeente in Kimberley. En ek sou nou in Desember klaar gemaak het, maar toe vra die kerkraad my dat ek vir nog so 2 jaar moet aanbly om die jonger man wat by my oorvat. Hy het nou 40 geword Desember. Hy werk nou 3,5 jaar onder my, laat ek hom nog so 'n bietjie coach. En ja, Kobus, dit is wie ek is. Ek is getroud. Ek het 2 getroude kinders. Ons is oupa en ouma van kleinkinders. En ja, en in my vrye tyd, as ek vrye tyd het, hulle sal die foto hier agter my sien, ek is 'n Harley Davidson man. Ek en my vrou ry die land vol met Harley Davidson. So, as ek daai vrye tyd het, en dan buiten my bediening by die kerk, is ek 'n mede-professor by een van die universiteite in die land, waar ek net met kandidaat doktorale studente werk, manne en vroue wat hulle doktorsgrade wil doen in teologie, begelei ek, hulle noem dit 'n supervisor. So ja, ek is lief vir die akademie, so ek het nog dit. Ek begin nou weer met 2 nuwe doktorale studente Februarie maand, skop hulle in, so ek is besig. Is wonderlik, Benno. En ek dink wat my so wonderlik is van jou getuienis is dat jy's besig om jou gesondheid terug te klim, en soos ek ook al op bootcamps vir jou gesê het, ek dink wat vir my baie na aan die hart lê, en op 'n live ook al het ek dit voorheen gesê, dat predikante wat hulle gesondheid uitsorteer, is vir my baie, kan ek sê, dit is vir my mooi om dit te sien. En ongelukkig is daar baie van ons mense wat in die bediening staan, wat se gesondheid nie op 'n goeie plek is nie. En jy weet, en soos ons nou maar weet, die meeste van ons gesondheidsprobleme kom van verkeerd eet af. En
ek dink is belangrik veral vir mense wat in die bediening staan, jy weet, om 'n goeie voorbeeld te stel. En ek dink jy het ook al daaroor gepraat in 'n bootcamp en die ouens het dit nou nogal baie waardeer van die dinge wat jy daaroor gepraat het. Miskien wil jy 'n paar woorde daarvan ook sê. Jy weet, ek dink is belangrik om vir ons gemeentelede voorbeelde te stel. Jy weet? Kobus, kom ek sê vir jou dat ja, die liewe Vader het my ook 'n pad geloop. Ek het 'n dag, ek was 45 jaar oud in 'n paar maande. Die dag nadat ek my eerste doktorale graad verwerf het, toe hulle my daar uit Pretoria gebel het en gesê, luister, ons het jou teses aanvaar, bla bla bla. Dit was die 11de Desember 2005. Die 12de toe kry ek 'n magtige beroerte. 45 jaar oud, kinders nog erg op skool. Ons het laat kinders gehad. Ek en Annelie was 32 toe ons dogter van 33 nou eers gebore is. So, en in daai stadium was my dogter 13 jaar oud en ons seun Bernard was so 9. En toe dit op die plek dat hulle vir haar sê, luister, medies gesproke, gaan hierdie man nie regkom nie. So by so briewe is geskryf, kontak is gemaak, hoofkantoor, hulle het besef dat ek is klaar met die bediening. En 3,5 maande daarna, toe begin ek weer te praat. Ek het van vooraf leer praat, ek het van vooraf leer loop. Ja, dit wat ek oorgehou het is my korttermyn het seer gekry. In die mate, ek het altyd gespog. Ek sou vir jou 'n Bybelvers kon quoteer uit die 53 vertaling, uit die 83 vertaling, dan sê ek vir jou, luister, kom ek sê gou vir jou wat sê die Amplified. Ek kan dit nie meer doen. Lankal nie meer. Dit is 20 jaar terug. Ek kan dit nie doen nie. Maar ek het ten volle genees en ek het 2018 toe word ek gediagnoseer met kanker. En ek was toe in daai stadium, toe ek by die professor uitkom in Bloemfontein, professor Skalk Wenzel, toe sê hy vir my, luister, jy's reeds tyds 4 met die kanker. En ek het dit, voordat ek by hom uitgekom het, is dit omtrent 4 maande wat ek agtergekom het, was fout my liggaam. So ek is deur 'n kanker. Ek is deur, op daai stadium moes hulle die prostaat verwyder, want die kanker het so gesprei. En 9 maande na dit, en 'n jaar na dit, toe is die kanker terug in my blaas. Ek is deur 'n moeilike pad. Ek het stereotaktiese bestraling gehad in Pretoria. Ek is deur die chemo, ek is deur alles. Hulle verbrand jou. En ek het toe nou 2024. Toe kom die kanker terug. Toe kry ek hom in my linker heup, in my potjie. In daai potjie is die kanker. En in my L5 wervel en my regter blad en my laar. Toe sit hulle my op hierdie vroulike hormone spuit. Hy kos so R7,000 wat jy betaal op 'n slag. Maar hy's vol vroulike hormone. Ag, en dit is moeilik, want ek sê dit altyd tong in die kies. Toe is ons 2 vrouens in die huis. Toe sit ek op hittegolwe, ek kry warm, ek sweet. En 2 vrouens na kombuis werk nie. En ek het in die geloof. Ek was laas jaar baie siek. Ek het laas jaar, het die kerkraad my 3 maande, wat hulle noem sabbatsrus gesit. Dat jy siek verlof is te min. Hulle het my gesê, gaan lê. En ons is na ons aftreehuis toe by die see. En ek het daar gaan lê om hier sit ek vandag, ek drink nou 'n jaar Ivermectin pille, ek het daai spuite gestop. Ek was nou die 31ste Desember 'n jaar in remissie. Maar nou kom ons by die liggaam. Ek het ons almal loop met spanning. Ons het almal stres. En elke liggaam is uniek. Elke liggaam hanteer stres op 'n ander manier. Ek het myne
Ek was nog nooit op antidepressante nie. En ek neem niemand kwalijk wat daarop is nie, want antidepressante, hulle kan sê, jy het hierdie depressie en jy het hierdie depressie daar. Die Bybel sê, dis vrees. Klaar, dit is 'n chemiese wanbalans in jou brein. So ek was nog nie op daai pille nie. So ek het my goed hanteer met kos. Ek het gesond geëet. En die 2 November laas jaar, toe begin ek daai oggend. Toe sê ek, Vader, ek besef hierdie is u tempel. En ek besef ek het verskriklik aangebou in hierdie tempel. Sonder goedgekeurde planne. Ek was groot. En ek het 'n size 40 broek gedra. Hemde, XXX. En ek het 2 dae water vas. Maar ek het daai dag gesê, Here, ek kan nie die tempel regkry nie. Ek kon dit nog nooit doen nie. Asseblief, help my. En ek maak 'n belofte met u. Ek sal my kan bring. En Kobus, ek het begin 2 dae, en toe begin ek met die vleis. Rooi vleis, die sout en die water. En vandag is dag 67. Ek begin op 112,1 kilogram. En ek kan vandag met alle eerlikheid hier vir die vriende sê dat ek het 15 kilogram verloor in 67 dae. Al my pyne is weg. Ek het gout gehad dat ek operasies op my vingers gehad het wat hulle uitgesny het, daai bene met gout. En daar's niks. My hande is reg, my joints is reg. Ek het soveel lewenslus. Maar ek moet vir julle sê dat ek is die Here dankbaar. Ek het nog nie eendag, in daai oggend toe ek bid, toe sê ek, Here, Romeine 12:2 sê, en laat toe dat God julle denke vernuwe. En ek het daai oggend gevra, Here, vernuwe my denke sodat ek nooit sal lus raak vir dit wat verkeerd is. En ek kan julle almal vandag sê, tot nou toe waar ek nou met julle praat, het ek nog nie eendag gekroep nie. My liggaam is op 'n stadium, ek hoef nie 2 maal en 3 maal 'n dag te eet nie. My liggaam, my samestelling is op so 'n plek, ek eet 1 maal 'n dag. En glo vir my, ek eet nie elke dag vleis nie. Ek eet wanneer ek 'n behoefte het na vleis. Ek het gister baie lekker vleis geëet, 6 eiers gebak, genoeg vet, Kobus het al my kos gesien, en dan plak ek om met botter, my vrou wil al weghardloop. En vandag het ek nie behoefte na vleis nie. Ek eet ook nie eendag dieselfde tyd nie. En vanmôre toe ek by die huis kom, 11:00 moes ek gou vinnig pastorie toe ry. En weet julle wat? Toe sit ek lus vir eiers. Daar was gekookte eiers wat klaar gedop is. Ek het daai 4 gekookte eiers uitgehaal, in die helfte gesny, warm gemaak, gesout en geëet. Ek is klaar. Ek eet weer môre. So, dit is die kort en die lank, maar dit gaan vir my oor, jy weet hulle gesê, attitude is a choice. Jy moet 'n gesindheid, jou gesindheid moet reg ingestel wees. Jou keuse moet reg wees. En dit het ek maar net besef. Dit begin by jou. En my vrou kan langs my, ek het 'n vroutjie wat in die 40 kilogram weeg, maar, soos 'n riet, maak my so vies, sy kan enige ding eet en sy kan nie gewig op nie. Is dit haar BMI? Is laer as wat dit moet wees. BMI laagste moet wees 18.6. Sy is 18.1. Dan sê hulle daar, sy is ondervoed. Maar sy eet langs my, haar roomys, haar chocolates, sy eet haar kos, sy eet haar takeaways. Ek gaan koop vir haar takeaways. En waaragtig, ek het nog nie eendag gevoel, maar hoorie, waar's Annelie, ek is nou lus om iets te gryp. Nog nooit nie, Kobus. Nog nooit. En dit is my storie sover. Ja, man, Benna, baie geluk met daai 15 kilogram, né? En jy's af van 'n 40 broek na, wat se grootte broek dra jy nou? Ek dra 34.
na 34 broek toe. En as jy van 'n dubbel XL hemp, Nee, triple X. Ja. ja, nou wat is jy? Na 'n large. Uitsa. Ja. Ja. Dit is baie mooi. En die gout is weg en die pyne is weg en so. Alles. Ons is baie dankbaar saam met jou, Benna. Weet jy, en ek het groot waardering en die mense waardeer ook nou dat jy hierdie boodskap hierso praat. Want mense het bemoediging nodig. Jy weet, daar's mense daar buite wat hulle het nie meer hoop nie. Hulle is met hulle rug teen die muur. En op 'n manier was jy ook maar met jou rug teen die muur gewees. Ek dink dit is ook die rede hoekom jy so gefokus is. Ek sê altyd die coaching vriende wat die beste doen is die ouens wat met hulle rug teen die muur staan, né? En ja. So en jy moet weet vir my, ek het altyd daai skrifgedeelte wat praat oor die brassery. Het ek vir my om oor te preek. Want my aanbouings in my eie tempel was bietjie te veel. So ek het nooit oor brassery gepraat nie. Nooit. Ek het nooit gesê, hoor hierso, hoorie, hierdie manne van julle wat so groot, nee. Ek het stil gebly. So, en omdat ek is jare al 'n pastorale beraader. Ek beraad baie mense. En dan wil ek wil vir jou sê, maar luister, Kobus, weet jy, kom voel jy ook so, want, weet jy wat, ek dink jy's 'n bietjie groot broer. Dan besef ek op daai oomblik, maar, Benna, hoekom wil jy dit vir hom sê? Kyk hoe lyk jy. Nou, ons het altyd gespot. Ons predikers, dan sê ons, 'n dominee met 'n groot maag, is eintlik wonderlik, want die mense verstaan nie, jy dra die salwing van die Vader daar binne in die maag, maar dit is tong in die kies, hoor. Ons het onsself geterg, dat ons beter voel, maar dit is nie so nie. Ek het 9 pond geweeg by geboorte, het my ma altyd vir my gesê. En ons almal, moet ek ongelukkig sê, ons vreet ons tot waar ons kom. Sorry, dit is nou nie goeie taal nie, maar jy vreet jou dat jy lyk, jy is wat jy is, omdat jy druk in jou keelgat af wat jy afdruk. En weet jy wat? Ek is die Here so dankbaar. Ek het daai besluit die 2 November gemaak, want jy weet Dani met wie jy praat, Dani van Kanada. Ja. Dani het 54 kg verloor sover. Ja. Dani was 'n lidmaat by my, hier's om Kimberley. En ons praat baie. En ek begin die man check. En jy weet, ons het mos 'n ou grappietjie. Dit is ook seker nou nie passend by 'n dominee nie, maar hoor hierso, ek is ook maar net 'n mens. Ons sê mos HIV staan vir 'n huisie in die Vrystaat. Eers en ek kyk hierdie Dani, so ek sê vir môre ou boet, het jy 'n slow puncher? Ek sê nee glad nie. Ek sê maar jy raak verskriklik maar. Wat gaan met jy? Hy sê ek het my en hy sê net die volgende, hy sê ek het my leefstyl verander. Ja. En dit was vir my so bemoedigend. Nou, ek heiliglik, ek is hierdie jaar, as ons lewe, as ek en my vrou 38 jaar getroud. My motivering is heiliglik my troufoto. Vir my lente moet ek 80 weeg, maar ek het ook vir my vrou gesê, as ek moet 80 toe gaan op my lente, en op my ouderdom nou van amper 66, gaan die mense regtig dink, hierdie man is op pad uit. So, ek het 15 verloor, so ek moet nou nog 13 verloor. Dan gaan ek staan op my gewig, wat ek wil hê, 85 kilos. So ek is sterk op pad, want ek is oor die helfte. En met nie eendag se spyt nie, ek voel baie, baie goed. Ja man, nee, dis wonderlik, dis bemoedigend. Ja, en ek is so trots op Dani, ja, hy is ook 'n coaching vriend van ons, 54 kg af, en dit is wonderlik, nee, hy het omtrent getransformeer. En weet jy, skrikkelik. Ja, dit is so, Benna, weet jy, en dit is wat ek sê, as ek so met die coaching vriende werk, dan sê ek, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die volgende persoon. En dis hoekom ek ook altyd vir coaching vriende vra, en Dani het al 'n hele paar keer daar kom praat op die Mindset Bootcamps,
Dan sê ek, kom vertel jou storie weer daarso, want dit is so bemoedigend en dit gee vir mense inspirasie. Ja, Bella sê, wat gaan aan met die kamera? Ek weet nie, Bella, ons sukkel, want ek sien ook nie vir Benna nie. Iemand het nou gesê, hulle kan vir Benna sien en my ook daarom sien, maar om een of ander rede is daar iets nie reg nie. Maar ons kan mekaar daarom hoor. Ek dink dis die belangrikste ding. Ek wil net vir Santi sê, ja, is ongelooflik. Ek weet nie hoe om te hou, dat julle my dan nou beter sien. Ek weet nie as ek hom op so hou nie. Nee, maar dis wonderlik, nog 13 kilogram om te gaan, Benna, dan is jy daar, né? Ja. Ja, ek is myself gesê, en ek kan ook maar net noem vir wat dit werd is. Ek het vir myself 'n geskenk gekoop hier die feesgety. Ek het vir my 'n treadmill gekoop. En ek is nou op 'n stadium waar ek my nou al op ek stap nou al 40 minute. Ek het hierdie week begin op 40 minute. So volgende week sit ek om 50 minute toe en my mikpunt is ek wil 1 uur elke oggend stap. So maar ek is nou al op 40. Ek het nou vanoggend weer gedoen so 40 minute so 3.4 kilos. So 180 kalorieë gebrand. En weet jy wat, so ek doen dit ook nou. En ja, so dit is vir my, doen dit in my eie huis, want my vrou het dit nie nodig nie, maar sy het nou ook vir die fiets gekoop. En so sy trap van die oggende, trap sy fiets en ek is agteraan, ek is besig met die treadmill. So ja, ons twee oues vandag, ons is besig. Ons is besig. Dit is baie mooi. Nee, Benna, ek is so dankbaar en ook vir die voorbeeld wat jy stel vir die ander predikante en vir jy weet, vir jou gemeentelede. Dis baie belangrik. Net vir Annelie, dis nou Lientjie, sy is ook 'n ou coaching vriendin van ons, of eintlik 'n vriendin van ons op die TikTok eintlik. En sy het ook al vir ons gehelp met resepte. Hallo Annelie, lekker om jou hier te sien. En Dan, baie dankie dat jy is, Gerard, baie dankie, waardering. Ons kyk bietjie, wie kan ons nog gou hier groet? Frans het ons daarop nou gegroet. En dan op TikTok is hier ook 'n paar vriende, Niels en Ria is hierso, Karina, en dan Henny. Baie dankie dat julle hierso is, groot waardering. Ja, nee man, dit is lekker om so die pad te stap en ek dink gesindheid, Benna, is maar waaroor dit gaan. En jy weet, vir elke verskoning wat mense het, is daar 'n coaching vriend wat dieselfde situasie het, né? Maar hulle kies om positief te wees en hulle kies om die regte ding te doen. So, en jy bepaal jy weet, 'n mens kry kans op lewe. Ek het 2022. Ek is onder 3 onkoloë. Een onkoloog in Pretoria, 2 in Bloemfontein. Hulle sê vir my Januarie 2022, luister Bert, ons is klaar. Kom jy niks meer doen. Ons het alles op Annelie se naam gesit. Die kinders ingeroep. En weet jy wat? Weereens, dat op my verjaarsdag 'n baie goeie kollega van my vir my kom bid in Kimberley. Ek was so siek. En toe hy klaar gebid het, toe sê ek vir hom, ek verstaan nie, ek het nie pyn in my liggaam nie. Kry maandag gaan bloed trek, stuur ek my bloed vir die onkoloog. Toe sê hulle vir my, is iets fout, ons soek nog bloed, want hierdie kan nie jou telling wees nie. Toe kry volgende maandag hulle weer bloed. Toe sê hulle vir my, luister, jy is sommer dadelik in remissie. Ons verstaan dit nie, toe vertel ek vir hulle wat het gebeur. En so het ek aangegaan en laas jaar toe word ek weer siek. Ek het al soveel kans op lewe gehad in my lewe. Ek moes hierdie, en ek gebruik die woord verbond.
Ons almal weet wat is 'n verbond. Ek het 'n verbond met Vader aangegaan om te sê, Here, asseblief, ek is nou ernstig. Ek meen dit nou met U. En dit is waar ek staan vandag. So, dit is 'n keuse. Kobus, ek sien hierso Lilian 'n vraag gevra vir jou. Ja, Sy ek sê sien ook of jy dalk kan verduidelik hoe dit werk, maar ja, maar wat ek net kort en lank wil sê is dat ek dink jy moet 'n absolute mindshift maak. Want ek was moeg om so moeg te wees. Ek was moeg. Dit was eintlik 'n nare saak in my lewe. En weet jy wat? Ek het heidaglik, onthou die aanvulling wat ek nou heidaglik inneem in my liggaam, is dit wat ek uit vleis uitkry. So, ek het geen aanvullings. Want ek het net besef, die rooi vleis het genoeg. Jy het nie ander goed nodig nie. So, ek gebruik niks. Ek gebruik niks, waaragtig. En jy het vir my gesê, ek moet tot einde Januarie net op die rooi vleis wees. En die einde Januarie gaan jy met my praat. So, ja, my liggaam het nie informasie nie, ek het niks. Ek is skoon. Dis wonderlik, Benna, nee man, dit is fantasties. Ja, net om by Lilian se vraag uit te kom, ek dink sy verwys dalk na iemand wat nie meer gewig wil verloor nie, en hoe om dan, jy weet, nou te sorg dat so die kort antwoord daar, Lilian, is jou liggaam sal self, jou liggaam weet wat is 'n veilige plek om te wees, en jy sal nie meer gewig verloor as wat jy moet nie. Natuurlik kan mens ook onder eet, maar dit is waar die coaching inkom, dat ons kyk dat jy nie onder eet nie. So, ja, maar daai maintenance fase gaan ook kom. Jy weet, as ek nou aan Isak kan dink, Isak van der Merwe is ook 'n predikant vriend van ons, en hy is ook Benna se ouderdom, en hy is al op sy matriekgewig, en hy op naby aan sy matriekgewig, en hy doen nou net maintenance, en ja, hy is al 'n jaar op die karnivoor, en hy stel ook so 'n goeie voorbeeld vir sy gemeente, en dit is net wonderlik om julle so aan boord te kry. Dis waaroor dit gaan. Ja. Maar so as jy nou kan raad gee vir mense wat so dalk so 'n bietjie moedeloos is of so, en hulle wil dalk die karnivoor oorweeg, wat se raad sou jy vir hulle aanbeveel? Weet jy, kyk, ek het net een ding besef. Ek het jare terug ook, in my 40's, het ek ook daai spuit wat jy so in jou been gespuit het, ek is deur daai nommertjies ook. Ek is al deur baie goed om gewig te verloor. En wie wat? Dit is 'n money racket. Dit is 'n multimiljoen dollar geldmaak skema in die wêreld. Drink hierdie pil, doen daai, doen dit. Ek meen, hier is nou 2 dokters in ons land. Dit is op Facebook. So ek kan nie hulle van onthou nie, maar hulle het ook hierdie spuite. En nou is hulle wonderlik opgewonde, want hulle sê, kyk hierso, hierdie ou het in 4 weke in 'n maand 20 kg verloor met hierdie spuite. Dan sê ek, okay, die spuite kos R2000 vir die maand se spuite, en dis 20. Nou dis so abnormaal. So, maar om terug te kom jou vraag, as mense op 'n plek is, hulle wil begin, vergeet al hierdie ander gimmicks. Ons noem dit gimmicks. Vergeet dit. Begin op en ek sien die Engelse praat op Facebook en alle hier plekke van the carnivore diet. Ek sê nee. Ek sê daar dieselfde as Dani. Hierdie is vir my nou 'n leefstyl. En weet jy wat? Jy begin by jou kop. Jy moet by jou kop begin om te sê, luister, ek gaan hierdie ding aan. Want weet jy wat? Psalm 127 sê onder andere, Dawid skryf, hy sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs soeg die bouers. Hy sê te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat gaan slaap, brood van smart eet. As die Here jou nie help met hierdie saak, Koos, dan sê ek nou vir jou, los dit.
Ek hoor van mense wat op carnivore is, wat sê hulle maak bietjie naweke, uitsonderings. Weet wat? My verstand sê vir my, as ek die naweek, ek hoor as mense wat sê naweke vat hulle bietjie 'n Pepsi Zero en daai goed, weet wat? Sê my hart vir my, dan begin jy eintlik maandag weer van voor af. So ek het myself hier reg gekry. Dis absoluut 'n emosionele ding. En die feit van die saak is, die lewe gaan oor realiteit, Kobus. Die lewe gaan nie oor emosies nie. Die realiteit is, jy besef, jou tempel het moeilikheid. Daar's krake, die fondasie is nie meer stewig nie. Dan moet jy erns maak. Vergeet al hierdie ander goed. Hierdie leefstyl pas my. En ek wil weer sê, ek besef, hierdie ander klomp goed, groente, vrugte, al hierdie, ag man, ek noem dit twakkies. Weet jy wat? Ek staan met dit. Ek is staan met dit. I'm done. Ek wag vir die einde van die maand dat jy vir my sê, luister, jy kan nou begin 'n hoender, jy kan begin salmon, jy kan begin, nou kyk, vark by my, buite laat die woord sê, is 'n onrein dier, want hy het 'n gesplete hoof. Al wat ek vir mense vandag wil sê, weet jy hoekom word mense met tye so siek van varkvleis? Min mense weet, 'n vark het nie sweetgaatjies nie, hoor. En 'n vark eet mos nou enigiets. Van doringdraad reg deur, hy eet enige ding. Vreet hy. So dit gaan nie by my oor 'n geloofsaak nie, hoor, asseblief. Dit gaan nie by my oor 'n geloofsaak. Die Here Jesus het in die Nuwe Testament alle kos rein verklaar. Want hy sê dit is nie wat by jou mond ingaan. Jy weet, so ek het glad nie 'n probleem met vark per se nie. Maar ek self wil hom nie eet. Dit is maar net met my navorsingsgoed het ek net besef, nee. Ek wil hom nie. En ek het hom vroeër geëet, hoor. Maar ek is ons praat altyd van die skaap van Gadara. Die varke wat daar by Gadara afgehardloop, ons noem die skaap van Gadara. Maar ek wil nie meer vark eet nie. Ek hoor jou. Ja. Bena, baie dankie. Ek is so dankbaar oor jou getuienis en dankie vir elke keer as jy jou getuienis daar vertel. En ek vir jou op die Mindset Bootcamps en ek wil regtig vir mense vra wat nog nie coaching doen nie om te oorweeg om coaching te doen. Bena, as jy sou kon sê die coaching, wat se waarde het dit vir jou beteken? Baie. Want weet daai oomblik wanneer jy met my 1-tot-1 praat. Daar vra ek vir jou goed wat ek wil weet. Jy antwoord my, daar's ons 'n goeie interaksie. En Jakobus, ek wil ook net sê dat dit is wonderlik. Dit is wonderlik wat jy eintlik ons mee help. En die mense moet daai coaching, daai persoonlike 1-tot-1 met jou. Daai is goud werd, hoor. En ja, dankie ook vandag. Jy's 'n man wat lê met 3 breuke wat geopereer is en hier sit jy, maar dit is jou hart. Dit is jou passie. Dankie vir jou dat jy ons almal ons hand vat en ons help. Ons waardeer jou. Baie dankie, Bena. En weer eens dankie vir jou vriendskap en dankie dat jy op die bootcamps is. Ek weet jy's baie besig, maar baie dankie dat jy daar is en jou getuienis word baie waardeer. Daar het al mense vir my van ons coaching vriende gesê, weet, elke keer as jy praat, dan kry hulle soveel inspirasie en dit is wonderlik om dit daar te hê. En ja, die coaching platform werk so lekker met die Mindset Bootcamps en dan die opvoedkundige bootcamps. Maar dan soos jy ook sê die one-on-one coaching op WhatsApp video call. Maar daai is krities. Daai is krities. Dit is baie belangrik, Kobus. Regtig. Ja. Ag nee, maar baie dankie Bena en groot waardering en groete vir jou vrou en dankie dat jy die moeite gedoen het om vandag met ons te praat en dit sal sommer lekker wees om in die toekoms weer met jou te praat. Jy is baie welkom en ja, dankie vir die mense wat nou ingeskakel het. Hierso baie vrede vir julle en mag julle wonderlike geseënde jaar hê. En dit gaan nie oor 26 die jaar 2026 nie. Ons fokus moet net wees op ons Vader. Dit gaan oor hom. Fokus op hom hierdie jaar. Daar gaan weer drama wees, daar gaan dinge wees, maar
kom ons hou ons fokus reg, soos wat dit moet wees. En ja, baie seën vir julle almal. Dankie Kobus. Baie dankie. Benna, sê my net, jy het 'n Facebook blad ook wat jy post ook gereeld daarso, né? Ja, ek het as ek sê my eie persoonlike Facebook blad is nie so besig nie, maar ons gemeente Facebook blad is besig. Ja, daarso praat ek maandag of Vrydag gee ek bemoedigende kort video boodskapies en alles, jy weet so. Ja. Hoe kan die mense by jou uitkom by daardie blad? Weet jy wat? Hulle kan net gaan like op die page wat sê the workshop. Ons kerk se naam is die workshop, soos 'n werkswinkel. Kimberley, that's it. Hulle gaan in like en ja, daar's ons is so 6 predikers op die span. Ons het 4 wat preek, die ander een is hospitaalkapelaan, die ander een werk met ons senior mense, maar ons ander 4 predikers, ons is 2 Engels en 2 Afrikaanse predikers. So ek doen maandag en Vrydag boodskapies en dan Dinsdag Engelse boodskap, Woensdag Afrikaans, Donderdag Engelse boodskap. So ja, want ons is Engels en Afrikaanse gemeente. Wonderlik. Nou sê Benna, ek sê vir jou baie dankie man en 'n rustige dag daar vir jou dan verder. Baie dankie. Vrede vir almal. Dankie man Benna, mooi bly. Goed gaan. Bye. Bye. En sê, dit was nou 'n lekker gesprek gewees met Benna, né? Vra om verskoning oor die kamera. Julle behoort my nou seker weer reg te sien, maar om een of ander rede het die kamera nie reg gewerk nie. Maar dit was nou baie lekker om met Benna te praat. Ek wil net hierso 'n bietjie vir Henny hallo sê. Hallo Henny, hallo Renier. En daar's Louis ook. Hallo Louis, lekker om jou te sien. Groot waardering, ja, soos Benna nou sê, ek is maandag geopereer, 'n dubbele liesbreekoperasie, so kom ek in die bed is, maar ek doen coaching, is gister 'n besige dag gehad met die coaching hoor, so het vanoggend al 'n bootcamp aangebied, en met alleen blou bootcamp hoor, ek net vir Wilfred ook, groet, hallo Wilfred, dankie dat jy hier so is, groot waardering. Ja, sê. Frans, baie dankie dat jy hier was, né? Groot waardering. Ria, baie dankie dat jy hier was. En ek wil net sien, iemand het my hier gevolg. En ja, Ria sê dit was 'n goeie getuienis, né? Ek wil net vir Henny probeer terugvolg. Kom ons kyk of ek kom. Daar volg ek jou terug, Henny. Baie dankie. Goed. Sê, Tertius, baie dankie dat jy hier was. Ruben, dag Simon, dankie dat jy hier was, né? Groot waardering. En ek volg terug. En Shadow is ook hier so, Shadow, baie dankie. Ek volg terug, baie dankie vir die volg. Jacques vra as vark ongesonder as beesvleis. Jacques, sommige mense sukkel met vark. So wanneer ons die coaching sessie doen, dan gaan ons daaroor praat en ek maak unieke aanpassings volgens jou situasie. Baie dankie vir die volg, ek volg ook terug. Elektroniek, kom ons kyk daarso. En Stefan, nou ja, ons het môre het ons Mindset 37, dis waar Benna ook gaan wees. Seker hy sal daar wees, en Dons, baie dankie dat jy was, kragtige getuienis, né? Dons self is, ek dink 38 kg af, so ietsie. So, kom ons kyk bietjie daar. Right, julle, Santi, ek dink ons, Frans sê hy zoom in op die live call. OK. Dan baie dankie dat jy hier so was. Groot waardering. Chris, baie dankie. Groot waardering. Alright, julle kom ons groet en dan praat ons weer. Alright, julle, mooi dag. Mooi dag daar so. Baie dankie. Baie Benna, mooi bly.